Hallo julle, het jy gou 5 minute vir my, net 5 minute. Daar's 'n ding wat ek baie graag oor wil gesels. So vir 'n baie lang tyd al vandat ek seker begin werk het, en dit is 'n klomp jare, né? Is daar dan gedurig mense of onderwysers wat vir jou vra om 'n bydrae te maak vir 'n kind se sporttoer of vir enige ander prestasie wat die kind behaal het, en nou is daar geld nodig om die kind op die bus te sit of enige ander behoeftes, sport, klere byvoorbeeld. Dit is in die meeste gevalle sport. En dan tussendeur is daar mos nou al die ander looitjies of daar is collectelyste van die matrieks vir die matriekafskeid. Daar's nou deesdae die mini-matriek van die graad 7's. Daar is die kleuterskool of die ECD sentrum se fondsinsamelings, daar is die kerksin, daar's die sportklubsin, daar's natuurlik die individue ook wat ouer is as skoolkinders en. En vir baie lang tyd en steeds gee 'n mens. Ek het 'n gee-gees. Soveel so dat daar vriende is wat baie keer sê, nee man, jy's te vrygewig. Of hulle sê, dis eintlik 'n lelike woord, jy's opgat met jou geld. Okay? Dit is hulle mening. Maar as ek kan, dan voel ek sal gee. Ek weet baie keer gee mens ook, en miskien is ek 'n slagoffer daarvan, oor wat die sielkundiges noem, survivor's guilt. Jy het arm groot geraak, jy was eens op 'n tyd die kind wat nie gehad het nie, ander mense het jou gehelp, of jy moes daar sonder klaarkom, en nou wil jy vir ander help. Maar, elkeen van ons kan net soveel help. En in die afgelope tyd was ek nou weer oorval met versoeke. Ek beloof julle, dit laat 'n mens op die ou end voel asof almal vir hulle self sê, hulle moet vir jou vra. En dit is baie keer omdat iemand anders gesê het, hy het of sy het vir my gehelp, vir ons gehelp, met ons kind gaan vra vir hom, hy gee altyd, gaan vra vir haar, sy sal gee. My vraag vandag is, aan skole, aan enige van die sportklubs, en aan jou as ouer, as individu, wanneer gaan ons anders begin dink oor fondsinsameling? Wanneer gaan ons vir onsself sê, maar ons weet mos nou al, eintlik al in graad R, dat die kind in matriek gaan kom, en dat daar dan 'n matriekafskeid gehou gaan word, as dit nog teen daai tyd tradisie is. Wanneer gaan ons vir onsself sê, elke jaar beoefen die kind sport, en daar gaan sporttoere wees, die skool gee al wat noem jy amper sê, die sport almanak al die einde van die jaar al. Of enige ander fondsinsamelingsfunksies, daar is 'n debutantebal van die kerk, of daar is 'n wat het ook al wees bazaar, of daar is die skoolse, interskoolse, enige van daai goed, wat elke jaar, en ek praat spesifiek hier, van ons breingemeenskappe gebeur. Maar ons begin nie 'n stokvel, soos wat swart mense maak nie. Ons spaar nie, al is dit hoe min wat jy kan spaar, elke maand ou ietsie, sodat jy weet, wanneer daai tyd kom, dan het jy daarom iets nie. Ons sit en wag, lyk dit vir my, tot dit gebeur, dat die kind nou moet op die bus klim, of op die aeroplein moet klim. Nou, ek probeer maar altyd uit my eie sak uit vir my eie kinders sorg. Maar julle weet ook, ons kyk na iemand, en as jy netjies aangetrek is, dan het ons die idee dat jy baie geld het. As jy TV-werk doen, byvoorbeeld, soos wat ek gedoen het, dan sê hulle, sy is mos op die TV. Hulle dink jy daaraan dat dit 'n werk is, en dat jy, soos die onderwyser, of jy, soos die dominee, of jy, soos die voorsitter van die sportklub, ook soggens opstaan om te gaan werk, en 'n salaris daarvoor verdien nie. So as jy verwag dat die een moet gee van hom of haar salaris, hoekom verwag ons dit nie van almal wat werk vir 'n salaris nie? Maar daai klink of 'n mens moan. Ek wil jou vandag aanmoedig om saam met my te dink aan nuwe maniere van geld insamel, fondsinsamelings. En ek het nou 'n som gemaak, en ek het geskiedenis gedoen, so ek wil tog nie van somme praat nie. Maar kyk net gou as jy nou 'n som maak. Sê nou maar jy sê, dat ek goed die laptop se calculator hier gebruik. Kyk net gou hier, nee. Ek het nou hier getik. As daar 100 mense is, wat eenmalig R500 gee, dan het jy R50.000. Jy kan daai R50.000 dan gebruik om te belê vir 'n tyd lank en kyk wat se opbrengs daar gaan wees. Maar dit gaan waarskynlik min wees. So,
Jy kan daai 50.000 gebruik en alreeds vir 'n paar kinders help daarmee, of 'n paar individue. En al wat jy moet doen is, jy moet seker maak dat die persoon wat gehelp word, gee terug, sodat ander ook gehelp kan word. Sommige plekke, tersiêre instellings byvoorbeeld, colleges, het rentevrye lenings. So met ander woorde, as jy R5.000 gekry het, betaal jy R5.000 terug, geen rente daarbey nie. Maar 'n mens kan ook vir iemand sê, jy betaal net 10%. So as jy R1.000 gekry het, is dit R1.100 wat jy dan terugbetaal. Dit beteken die fonds het dan ietsie meer, R100 meer as wat dit gehad het voordat hulle die geld vir jou geleen het en voordat jy dan nou moes nog om terugbetaal het. Mense is bereid om 50% rente by loan sharks te betaal, tot 100% in sommige gevalle, sê hulle vir my. Dit beteken as jy R1.000 vat, moet jy R2.000 terugbetaal. Of as dit 50% is dit R1.000 en R1.500 wat jy terug moet betaal. As jy bereid is om dit te doen, hoekom sal jy nie bereid wees om te sê, ek gaan eenmalig, ek gaan sê, nee, ek kan nie R500 gee nie, maar ek kan R100 gee. Oké, dan sê ons 500 mense moet R100 gee, dan het ons 50.000. Kyk wat gebeur as jy sê, kom ons kyk of ons 1000 mense, onthou, daar is 5 miljoen plus, ek dink 5 miljoen, 5.7 miljoen breinmense in die land. So kom ons werk gou op 1000 uit daai hoeveel miljoen uit, wat elke een bereid is om een keer in hulle lewe R500 by te dra, dan het jy R500.000, dis R500.000. Dink net hoeveel mense kan gehelp word daardeur. So, ek wil hê waar jy ook al die video kyk, of dit op YouTube is, of op Facebook, of op TikTok. Sit in die comments of jy bereid sal wees om, let wel, te help dink aan hoe mense dit moet doen. Die Here weet, ek wil nie môre hoor. Meneer Klop het nou hier 'n scheme van hoe hy nou wil geld maak uit mense uit nie. Meneer Klop is iemand wat hom vir jare al as journalist en meneer Klop en nou meneer Kaapse Forum ontferm oor ons mense en die geloofige elke jaar. Maar ons doen niks groots, niks verbeeldingryk om wel 'n verskil te kan maak. 'n Verskil wat kan hou vir die volgende kind en die volgende kind nie. Elke jaar honderde kinders wat in matriek is en wat by die watter graad ook al is, loop in 'n dorpie soos Caledon waar ek vandaan kom, die strate vol en vra vir elke besigheid, elke mens wat hulle in die pad kry vir dieselfde ding. Dit kan mos nie so aangaan nie. Ons is beter as dit. Ons moet dit begin glo.